in Petrus 4. Is agter in die Bybel, in die Nuwe Testament. Lees hy die 1933 vertaling. 1 Petrus, die 4de hoofstuk. Almal die kant. 1 Petrus 4 van vers 1 sê, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Here Jesus het vir jou en my op die kruishout gesterwe. Hy wat die prys betaal het vir jou en my as mens. Met ons vanmôre sê Here baie dankie dat U vir my die prys betaal het. Amen. Dat ek en jy as kind van die Here gelei aan die vlees in God se genade ons pad langs gekom het. Dat ons opgehou het dan met die sonde van die ongeregtigheid van hierdie wêreld. Hy sê vers 2, hy sê om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Die mense wil graag begeer dat jy wandel soos wat hulle wandel. Hulle wil begeer dat jy moet doen soos wat hulle doen. Dat jy moet handel soos wat hulle handel. Maar hierdie oorige tyd wat ons het, wat ons in die vlees wandel, in hierdie liggaam wat ons het, dat ons nie meer wandel na die begeertes van die mens, maar dan die wil van God. Dat ek en jy sal wandel in die weë en die vrese van die Here. Omrede God jou en my so lief gehad. Dat die wat gelei het na die vlees en opgehou het met die sonde, dat ons in hierdie oorige tyd dat ons lewe vir God en nie vir die mens. Met ander woorde dat ons nie wandel na die begeerte van die vlees nie, maar na God se wil sal wandel in sy gedagtes. Vers 3 sê vir ons, want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, rassery, drinkery en ongeoorloofde afgoderry. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgietinge van losbandigheid nie en hulle laste. Aan hierdie tyd wat ek en jy, ons het mos die verkeerde begeertes gehad in die lewe. Begeerlikhede om die vlees sulke dinge te doen. In dronkenskap, in partytjies, in afguns, jaloesie, twisgierigheid, haat, jy noem dit op. Wat afgodediens is. En jy tot bekering gekom het, jy het jou lewe reggemaak vir die Here en jy dien God. Dan vind die mens dit snaaks. Jou familie sal snaaks vind, omdat jy dit nie meer doen nie. Jou vriende sal dit snaaks vind. Die mense by jou werk sal dit snaaks vind. Wat sal hulle sê? Ag nee wat. Kyk net daai Holy Joe. Holy Ann. Hulle is nou holy. Dis wat hulle sê. Maar God het jou dan geheilig. As God jou geheilig het,
dan wil jy dan nie meer so wandel nie. Dan wil jy wandel in die weë en die vrese van die Here. Jy wil wandel in God se weë en nie meer in die begeerlikhede van die vlees nie. En dan vind hulle dit absoluut vreemd dat jy dit nie daarna wil wandel nie, maar dat jy wandel na God se weë. Amen. Amen. En hulle sal dinge wil probeer vind om jou uit te lok. Ja. Om vir jou te sê, man, weet jy wat? Hierdie is maar net 'n gimmie van jou. Maar so groot sluk hulle wind, dat as dit nie 'n gimmie is en die egtheid van jou hart is, dan sluk hulle wind. Ja. En party sluk nou nog in die wind. Vers 5 sê, wys die Here. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Die mens sal rekenskap gee vir dit. Omdat hulle jou veroordeel en so meer. Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewend na God in die gees. Amen. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nigter om te kan bid. Dis wat die woord van Here sê, vers 7. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nigter om te kan bid. Dat ek en jy nigter sal wees, met helderheid van verstand sal wees. Dat ons ingetoe sal wees. In nederigheid sal wandel. Om te kan bid en kan sê, Here, wees ons genadig. Dat ons die Here kan aanroep in hierdie tyd. Want baie mense dink ons gaan vir ewig leef op hierdie aarde. In hierdie liggaam gaan jy nie vir ewig lewe nie. Jy is 'n stadium wat jy gaan kom wanneer hierdie liggaam, hierdie tentwoning moet gaan aflê. En as jy die tentwoning afgelê het, is daar nie meer geleentheid om reg te maak. Dan is daar nie meer geleentheid om te sê, Here, vergewe my nie. Dan is daar nie meer geleentheid om te sê, Here, reinig en heilig my nie. Want dan is dit verby. Die tyd het verby gestap. Jy weet hoe vinnig loop die tyd. Jy weet, so baie keer praat ons, en ek glo ons almal praat daarvan, so baie keer sê ons, weet jy wat, dit was nou Sondag, dit sal weer Sondag. As jy in die helfte van die week kom, dan sê jy, die week is verby. Dan kan jy nie verstaan dat die week so vinnig verby gegaan het. Ons dink daaraan het begin van die jaar. Was nou die dag gewees. Dis amper weer 'n nuwe jaar. Die tyd van jou en my lewe staan nie stil nie. Ons lewe stap aan. En daar gaan 'n tyd kom wanneer ons nie meer kan sê, Here, vergewe my nie. Here, ek wil U aanroep met my hart uit my hart uit. Dan gaan 'n tyd kom. En dan is dit te laat. Wanneer ons wil sê, ek wou nog dit gedoen het. Ek wou nog dit gedoen het. Of weet jy, sy wou dit nog gedoen het. Of hy wou dit graag nog gedoen het. Maar die tyd is verby. Nou hierdie tyd wat ons oor het in die lewe, kom ons wees nigter.
en ingetoe om te kan bid. Dis die Here, wees ons genadig. Gebed is een van ons kragtigste wapens wat ons het. Om te kan staan in die geloof en te kan bid. Vir mekaar te kan aanmoedig en vir mekaar te kan bid. En dit is nodig in die tyd wat ons aan lewe. Prys die Here. Halleluja. Vers 8 sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê. Want die liefde sal 'n menigte van sondes bedek. Amen. Nou dit sê nie as ek die liefde uitdra, ek kan nie sonde doen nie. Verstaan jy wat ek sê? As ek die liefde uitdra, sê dit nie ek is vrywaar van die sonde af. Ek moet nie meer die sonde doen nie. Want die begeerlikhede van die vlees het ek afgelê. En die oorige tyd wat ek lewe ek nie om die vlees te bevredig nie, maar ek lewe om God te verheerlik. Laat my lewe in Christus verborge mag wees. Laat my lewe die Here sal besing. Dat God al die lof en die eer sal kry dan. Amen. Omrede ek en jy in hierdie oorige tyd wat ons aan lewe, nie sal wandel deur die vlees nie, maar deur die Gees. Alhoewel ons in die vlees wandel, as jy hier is op die aarde, ons hierdie aardse tentwoning het, word die begeertes van die vlees gaan dit dood in ons. Want toe ek en jy ons lewens reggemaak met die Here, toe lê ons die sonde af. Daai begeerlike van die vlees moet ek en jy dood voor wees. Nou baie keer sê mense mors dood. En wat is die ergste, dood of mors dood? Dood is dood. Nou kom ek klink maar dat dit nou erg klink, dat jy mors dood sal wees. Alhoewel jy dood is dan vir die sonde. Maar kom ek sê dan, is jy maar mors dood vir die sonde. Die ouens het dit so verstaan. Want dood is dood. Prys die Here. Vers 9 sê, wees gasvry weens mekaar, sonder om te murmureer. Hoeveel keer is daar nie kinders van die Here wat murmureer, sê, ag, hier sou Piet en 'n Koos alweer nie. Dan kla hulle. Ag, hier sou Jan alweer. Ek wonder wat soek hy nou weer. Nou ek weet nie, ek dink baie mense nog sê, ag, as hierdie kop seer alweer hierso. Maar prys die Here. Hy sê in hierdie vers 9, wees gasvry jeens mekaar, sonder om te murmureer. Dat ek en jy gasvry sal wees teenoor mekaar, sonder om te kan murmureer. Ek het al ouens gehad wat saam by my kom, na my kom kuier en dan gesels ons oor die woord. Dat jy later wil tyd stokkies in my 2 oë moet sit om oop te hou. En gesels ons. As ek moeg, ek my 2 oë nie oop hou. Dan moet ek eerlik sê, ek wens hierdie man onderloop. Ek is eerlik. Sê ek wens hierdie man onderloop want ek is regtig wat moeg. Ek het my 2 oë nie oop hou nie. Jy rek jou oë om dit oop te hou. Want net vir antwoord ek om verkeerd kom.
Maar ek en jy moet gasvry wees, jeens mekaar. Sonder om te murmureer. Sonder om te kan kla. Dat ons kan sê, Here, baie dankie vir my broer, my suster. Dankie, Here, vir die genade en die goddelike liefde wat so groot is. Amen. Hy sê vir ons, naarmate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As ons genadegawes ontvang het van God af, dan moet ons mekaar kan bedien. As ek dink aan my suster wat musiek maak, sy het 'n band op haar eie. Ja, amen. Sy bedien ons met daai gawe wat God haar gegee het. Ja, En dit is wonderlik om te luister daarna. ja, En te sê, Here, ek kan dit nie doen nie. amen. En ek is eerlik, ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie eens behoorlik sing nie. Wat nog van musiek maak? Ja, Sy bedien ons met die musiek. Sê, Here, baie dankie. ja, Iemand anders het 'n ander gawe wat God hom gegee het of haar gegee het. ja, So moet ons mekaar kan bedien, sodat ek en jy sterk kan word in Christus Jesus. Amen. Amen. Die Here kan goed bid, maar ons moet almal kan bid. ja, Dis waar. Ons moet vir mekaar kan aanmoedig en bemoedig. Vir mekaar kan vermaan en verdra in die liefde en die gesindheid van Christus. So het ons elkeen vanmôre 'n genadegawe van God af om mekaar te kan bedien en mekaar te kan aanmoedig. Maar laat God vir julle maak. Amen. Prys die Here. Hy sê in vers 11, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag van God, wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in ewigheid. Amen. Amen. As iemand die woord bedien, laat dit wees soos wat uit God uitkom. Dat ons kan luister daarna. En as dit nie uit die woord uitkom nie, dan is dit iets anders. Maar uit die woord uitkom, dat ons in lyn is met die woord van God. Dan sê, wat Petrus skryf hierso, hy sê, laat dit dan wees soos dit uit God uitkom, amen. sodat God verheerlik mag word, altyd deur. Nie die mens. Baie mense wil graag verheerlik word. Ek en jy moet nie verheerlik word nie. Die evangelie draai om jou en my nie. Dit draai om Christus. Want dit is Christus wat verkondig moet word en nie 'n mens nie. Sodat die Here al die lof en al die eer, die prys en die aanbidding mag kry altyd. Glory to God. Vers 12 sê, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat uit julle beproewinge dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. As ek en jy vervolg word, moet ons nie verbaas nie. Dis so. Skoon. As die mense jou vervolg, wees bly, wees dankbaar. Party mense raak opstandig omdat hulle vervolg word Ja, deur mense. As hulle Christus vervolg het, is ek en jy nie gevrywaar nie. nee, As hulle die Here Jesus vervolg het,
sal hulle jou en my ook vervolg. Yes. As ons wandel in die weë en die vrese van die Here. Amen. As ek en jy vervolg word ter wille van die evangelie, is dit 'n voorreg. Amen. Maar as ons vervolg word ter wille van die sonde, dan moet ons let op die saak. Dan moet ek sleg voel. Ja. Dan moet ek my ondersoek. Dan moet ek kan besef, weet jy wat? Ek is uit orde uit. Ek dien nie God nie, ek dien die duiwel. Wat as ek die sonde doen? Wie dien ek? Dan dien ek nie God nie, dan dien ek die duiwel. Want die duiwel is sondig van die begin af. Dis waar. Hy is die vader van die leuns. As ek leuns loop en verkondig, wie se werke doen ek? Jackie. Ek doen die werke van die duisternis, van die duiwel. Want hy's 'n leenaar, hy's 'n bedrieger, hy's 'n mensemoordenaar, hy's die vader van die leuns. God het nie leuns ontwerp nie, die duiwel het. Want hy's die vader van die leuns. Die woord sê dit vir my. Johannes 8. En hy sê mensemoordenaar. Hy het van die begin af wat hy mense vermoord. Glory to God. Vers 13 sê, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid nie met blydskap kan jubel. Amen. Lees weer aan teksvers. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Amen. Dat ek en jy altyd deel sal hê van die lyde van Christus. En dat ons blydskap volkome kan wees. En dat ons kan jubel met die verskyning van Jesus Christus. Amen. Want die Here is op die troon. Ja, is waar. Ons lees vers 14 sê. Jy sê, as julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig. Omdat die gees van die heerlikheid van God op julle rus. Wat julle betref, word hy wel gelaster. Wat hulle betref, word hy wel gelaster. Maar wat julle betref, word hy verheerlik. As ek en jy gelaster word, beledig word althans, vir die naam en die saak van die Here, moet ek en jy bly wees oor hierdie saak. Dis waar. Moet ek en jy opgewonde wees oor dit. Moet ons kan uitspring uit ons velle uit en sê, Here, baie dankie dat ek beledig word vir die naam en die saak van Jesus. Hulle sal jou te nakom wanneer jy in Christus Jesus wandel. Wanneer jy in opregtheid sal wees voor sy aangesig. Dan sal hierdie dinge gebeur. Mense sal jou vervolg. Mense sal jou te nakom. Wat het Paulus gedoen? Paulus het dieselfde dinge gedoen. Totdat hy by die Here Jesus uitgekom het. Die Here met hom gespreek het op die eiland, op pad na Damaskus toe, waar hy moord in sy hart gehad het, om kinders van die Here te vermoor. Hy dink hy doen God 'n guns. Maar toe die Here aan hom verskyn, en met hom praat uit die hemel uit, en 'n lig om hom straal, dat hy vir 3 dae blind kan wees, en nie kan sien, hy moet rondgelei word. Wat ek vanmôre sê, soms met mense blind geslaan word om te kan sien.
Die blind geslaan word vir hierdie wêreld, maar hulle jy siene kan word vir Christus Jesus. Jou oë toeraak vir hierdie wêreldse begeertes. Maar dat ek en jy lewend kan wees vir Christus. Amen. Ek dink in hierdie week, weet jy hoe baie keer laat mense vertel vir jou iets, en weet jy, baie kinders van die Here en mense val, Ja. want hulle voor ek verder gaan, op die plaas het ons gebly het, toe my oom groente geplant het. Het hy daar wortels uitgetrek. Ek praat van sulke dik wortels, en drie so lank. Nou ek weet nie wat het hy hulle gevoer nie. Steroids, weet ek nie. Maar as groot is. En dan kom die mense met daai groot wortel. En hy sit hom hier voor jou neus, Ja. voor jou oë, en jy almal al gesien hierdie spotprentjies wat lê van 'n donkie met 'n wat agter 'n geel wortel aanloop. Ja. En dan loop die mens agter hierdie geel wortel aan wat net so dik is. Ja. En hy lyk so soet en sappig en lyk te lekker, en jy stap agter die geel wortel aan en jy kom nie by hom uit. Hy bly net hier voor jou. Aan die einde van die dag as jy oë uitvee, dan sien jy dit was net 'n gimmie gewees. Ja. Hulle lei jou rond met 'n geel wortel. Dit is wat die wêreld doen. Ek kan jy moet nie agter 'n geel wortel aanloop nie. Ons moet agter Christus aan. Amen. Prys die Here man. Glory. Vers 15 sê: Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaaddoener of as een wat met hom met die sake van ander bemoei nie. Ek en jy moenie ons lees nie daai gedeelte. Want niemand van julle moet ly as 'n moordenaar of 'n dief of kwaaddoener of iets, of as een wat hom met die sake van ander bemoei nie. Want as ek en jy moet ly as 'n moordenaar en 'n dief en 'n rower en wat jy noem dit ook, is ons op die verkeerde pad. Ons moet nie ly daarvoor nie, maar ons moet ly ter wille van die naam en die saak van Jesus. Ons moet ly vir Christus en nie vir die verkeerde nie. Vers 16 sê: Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Amen. Dat ons, wanneer ons ly vir die naam en die saak van die Here, kom ons wees bly. Kom ons wees opgewonde oor die sake, want dit is 'n voorreg. Wat het Paulus, Petrus en Johannes gesê? Toe hulle geslaan was ter wille van die naam en die saak van die Here, toe hulle by die ander kinders van die Here kom, ag, toe was almal opgewonde omdat hulle gelei het ter wille van die saak van die Here. Het hulle opgewonde gewees en hulle het saamgekom, hulle het gebid en die Here het hulle weer gevul met sy gees. Amen. Daar was 'n opgewondenheid gewees. Maar dit kan nie gebeur as ons ly vir die sonde. Ja. Maar dit kan gebeur as ons ly ter wille van die naam van die Here Jesus. Die saak van die Here. En nie die saak van die sonde nie. Die sonde moet ons aflê. Die sonde moet ons eenkant sit. Prys die Here. Vers 17 sê: Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin,
wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Jo. As ek en jy as kind van die Here, as die oordeel begin in die huis van God, onder die kinders van die Here, Amen. wat sal gebeur met die wat nie God dien? Ek het baie keer al gevra van mense, wie is almal sondaars? Dan selfs predikers hulle hande opgesteek en sê, ek is net 'n sondaar. Party ruk amper hulle arms af. Maar hoekom wil ek sê ek is maar net 'n sondaar? Omdat ek nie wil ontslaa raak van die sonde. Want vers 18, as ons dit lees, sê, as die regverdige nauweliks gered word, as die regverdige nauweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? Is 'n vraag wat Petrus stel. Waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? Nou as ek 'n kind van God is en ek bely ek is 'n sondaar, dan wil ek sê, weet jy wat, die bloed van Jesus het vir my niks beteken. Dat ek nog nie tot bekering gekom het. Dan moet ek tot bekering kom en ek gaan regverdig kan word deur die bloed van die lam. In myself kan ek nie regverdig word nie, maar alleenlik deur die bloed van Jesus Christus. Amen. Sodat ek 'n bloedgewaste kind van God kan wees. Ja. Want dan is ek nie meer 'n sondaar nie, maar ek is 'n kind van God. Want die woord van die Here sê, as die regverdige nauweliks gered word, met ander woorde, ek en jy het 'n stryd wat ons moet stry. Ja. Ons het absoluut oorwinning om te verkry. Ons moet wandel in God se weë, in sy genade, in sy goddelike liefde. Amen. Halleluja. Ons moet nie wandel volgens begeerlikhede van hierdie wêreld en wat die mense sê ons hoe ek en jy moet wandel nie. Ja. En as ek en jy wandel in God se weë, sal hulle vreemd vind as ek en jy nie saam met hulle wandel nie. Ja. Want hulle kan dit nie verstaan nie, want hulle het nog nie by Jesus uitgekom nie. Ag, hoekom doen jy dit nie? Omdat die Here my verlos het. Omdat die Here my vrygemaak het. Omdat die Here my gewas het in sy bloed. Gereinig het deur sy bloed. Amen. As die regverdige nouweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? Amen. Want jy weet wat gebeur. So baie mense gaan dood. Dat hulle nie vir Christus gelewe nie. Hulle het gelewe vir die sonde. En as hy doodgaan, hy is nou veilig by Jesus. Hy is aan die voete van Jesus. En hulle raak, mense raak dinge kwyt, wat nie so is nie. Wat teenoorgestelde is van wat God se woord vir ons sê. Bloedgewaste kinders van God. Mense wat sondaars was,
wat gereinig en geheilig is, wat gewas is in die bloed van Jesus, wat sy lewe reggemaak het met die Here en 'n heilige lewe gelewe, sal die koninkryk beerf. Die woord van die Here sê dit vir my. Hy sê sonder heiligmaking sal ons nie die koninkryk van God ingaan nie. Sonder heiligmaking, met ander woorde, om afgesonder te wees vir Christus van die wêreld, om die wil van God te doen en nie die wil van die mens nie. Die wil, die begeertes van die vlees, maar om God se wil te doen. Sê vers 19. So laat dan ook die wat volgens die wil van God is, lei, hulle siele aan hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade. Met ander woorde, dat ek en jy ons siele toevertrou aan die Here met goeie dade. Nie om gesien te word deur die mens, Amen. maar dat God verheerlik word. Amen. Dat God al die eer, die prys, die lof, die aanbidding mag kry altyd weer. Halleluja. Want dit kom nie jou en my toe nie. Nee. Baie mense wil graag al die eer hê. Ooh, Ja. wanneer kry ek 'n bietjie eer? Ja. Man, God kry die eer. Amen. God kry die lof. Hy is lofwaardig, eerwaardig, pryswaardig, aanbiddingswaardig. Jy noem dit, hy is dit. Dis so. Ja, dankie, Jesus. Nie ek en jy nie, maar God is. Ja. Dat hom sal loof, prys en eer, altyd weer, tot in alle ewigheid. Mag hierdie woord vanmôre in jou hart gegraveer wees. Mag ons daaroor bedink en sê, Here, dankie vir u woord, wat so kosbaar is. Amen. Dat ons die woord sal oordink altyd weer, en daarin sal wandel, deur God se genade en liefde. Jesus gaan kom, soos gereed. Wys nie.